is die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Goeiemôre vriende, ek groet julle. Jesaja 40 sê, die Here is die ewige God, skepper van die hemel en aarde. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus, deur die Heilige Gees wat ons leer om hom te ken. Amen. Sing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juich hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. O nageslag van Israel, gee u Messias weer. Herken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom. Christus is die Heer. Verdwaaste mens, aanvaar dit nou, dat hy jou heil begeer. Bekeer jou en sy gees sal jou laat loof en prys en jubel. Christus is die Heer. Hey, wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. En al wat leef jou loflied aan, en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. Here, baie dankie dat ons weer vandag saam as gemeente met u kan wees. Dankie vir die voorreg. Dankie dat ons ook in ons huise kan wees en kan weet ons deel aan die groter eenheid van die kerk. Die gemeente sluit ook ons wat vandag in ons huise sit in. Mag daar 'n tyd weer kom, Here, wat ons u vrylik kan aanbid in die kerkgebou, wanneer COVID verby is, wanneer ons weer met vreugde en vrymoedigheid na mekaar kan uitreik, mekaar se hande kan skud, mekaar kan omhels. Praat ook vanoggend met ons uit die woord asseblief, Here. Mag die woord ons aanraak en opnuut bemoedig. Amen.
Vriende, ons het verlede week uit hierdie selfde teks gelees. Toe was Jesus in Kapernaum, waar hy die mense in die sinagoge, sê maar die hartklop van die Joodse godsdiens, geleer het. Daar het hy 'n onrein gees uit 'n man gedryf, voordat hy, net minute na die sinagogediens, Petrus se skoonmaag gaan gesond maak het. Die nuus oor die gebeure het baie vinnig versprei. Teen daardie aand het 'n menige mense met siekes en persone wat in die mag van die bose was, gebring dat Jesus hulle sou moet genees. Nadat dit nou alles verby is, vroeg die volgende oggend, gaan bid Jesus eers, voordat hy en sy disippels na nabygeleë dorpies toe gaan, om daar te gaan preek. Jesus het nie net die opdrag gegee dat die evangelie versprei moet word nie, hy het dit self ook verkondig en die aanbreek van die koninkryk bevestig met die wonderwerke wat hy dwars deur die provinsie Galilea gedoen het. Nou, hoe moet ons hierdie gebeure verstaan? Ons kan seker vir ure praat en wonder hoe die wonderwerke plaasgevind het en hoe die uitdrywing van die bose geeste uit mense gewerk het. Maar op 'n manier sal ons altyd daaroor spekuleer. Ons interpretasie sal waarskynlik nooit volledig reg laat geskied aan wat werklik gebeur het nie. So ek wil ook nie vandag in hierdie erediens probeer om 'n finale antwoord op daardie vraag te gee nie. Ek wil my eerder verwonder daaroor dat Jesus met krag en gesag optree en dat dit vir ons vandag steeds tot aanmoediging is. So ek wil kyk na die groter prentjie eerstens. Wat Markus probeer doen, is om vir ons 'n prentjie te teken van hoe die koninkryk werk, waarin God regeer, en waarin ons genooi word om saam met hom te lewe, en ook saam met mekaar. Ons moet kyk na wat ons noem die koninkryk van God, waar hy regeer. Hoe lyk dit in daardie koninkryk? Nou, ons sien dat genesing een van die sigbare en duidelike tekens is dat God se koninkryk 'n werklikheid geword het. In God se koninkryk word mense wat siek en wat seer en gebroken is, genees. Mense word bevry van hulle sonde en van die magte wat oor hulle beheer het. En hierdie dinge gebeur op alle plekke. Dit gebeur vanaf die sinagoge, die kerk kan jy sê, tot binne die huise en in die gewone wêreld waar die mense lewe. Markus vertel ons dat Jesus nie eenkant staan terwyl mense swaar kry nie. Hy het sy disippels van destyds eerstens hieraan blootgestel en hulle toe gestuur om presies dieselfde te doen. Nou, dit sou nie 'n eenvoudige of 'n maklike bereikbare bediening wees nie. Daar was groot uitdagings aan verbonde. Maar in alles moes hulle Jesus se voorbeeld van die dienskneggesindheid openbaar en so dan na almal uitreik. So maak Jesus se volgelinge God se koninkryk onder alle mense en in alle omstandighede sigbaar. As ons wel 'n bietjie moet fokus, en ek wil graag fokus op die genesings wat Jesus doen, dan sien ons hoe hy hier aan die een kant, mens wil amper sê, almal voor die voet genees en bevry. Daar word nie geskrywe oor enige persoon wat weggewys is of nie gehelp is nie. So wys hy sy gesag oor die lewe en oor die dood. Maar aan die ander kant sien ons dat Jesus ook partykeer probeer keer dat hy net as 'n wonderwerker bekend staan. En daarom beperk hy die sensasie wat onvermydelik die nuus oor sy wonderwerke sou vergesel. Hy keer mense om daaroor te praat. Hy keer selfs die geeste dat hulle nie daaroor sal praat nie. Want hy wil hê dat sy wonders sy woorde sal onderstreep. Want dit is uiteindelik sy woorde wat ons harte en ons lewens verander. Dis die boodskap wat Jesus na ons toe bring, wat ons moet hoor, en wat die groter, kan ons maar sê, siekte in ons lewens, die eie ek,
die sondigheid, die geneigtheid tot die kwaad, moet kom genees, sodat ons ons ondergeskik stel aan Jesus en in sy koninkryk lewe. So ons moet dus genuanceerd kyk na die genesingsaspekte. Ja, ek glo God genees vandag nog. Maar as ons vergelykend nou kyk na die aantal genesings waar vandag gepraat word, teenoor die aantal kere waar Jesus 'n oproep op mense doen om hulle harte en lewens reg te kry, is genesings in die minderheid. Die genesing van die hart is en bly steeds die eintlike genesing wat moet gebeur. Selfs Paulus sou hiermee worstel. Hy sê dat hy tot die Here gebid het en gesmeek het om sy doring in die vlees van hom weg te neem. Maar God het dit nie gedoen nie. En dit het hom uiteindelik geleer dat hy God in alles moet vertrou. Dat God se genade in elke omstandigheid vir hom genoeg is. Nou wat gebeur met mense wat genees is? Hoe leef hulle? Wat uiters opvallend is, wat Petrus se skoonmoeder betref, is dit wat sy gaan doen nadat sy genees is. Oomblikke tevore was sy tot die dood toe siek. Die beskrywing van Markus kom baie naby as om te sê, sy is uit die dood uit opgewek. Nou is sy volkome genees, maar sy maak geen ophef daarvan nie. In plaas van dans en jubel en in die straat af hardloop en vir almal gaan vertel, gaan sy doodgewoon onmiddellik normaal voort met haar dagtaak en bedien sy die gaste in die huis. Dit is in 'n sekere sin baie vreemd dat dit so sonder 'n gejuig, sonder 'n handeklap, sonder 'n groot gepraat hier gebeur. Ons lees wel dat ander genesings in die evangelies waar hulle nie geskroom het om daaroor te getuig nie. Mense was vol blydskap en hulle het regtig daaroor gaan praat. Maar feitelik altyd is Jesus se oproep tot mense gewoon dat hulle 'n nuwe leefstyl moet aangryp na hierdie genesing. Die leefstyl van diens in die koninkryk. Diens is 'n wesenskenmerk van Jesus se hele bediening. Hy het gekom om te dien en op die manier God se wil te kom doen. Dit sien ons ook in ons teks hier in Markus. Hiermee bevestig Jesus dat sy volgelinge nie wêreldvreemd is nie. Dat hulle nie kan ek nou maar sê, met lyk asof hulle nie deel wil hê aan die wêreld nie. Al wat ons moet doen is om in hierdie wêreld anders op te tree. Diens vra van ons om met hart en hand, sonder 'n perk, na ander uit te reik. Al is dit hoe gering, of al vra dit ook alles van my. Nou in COVID-19 bid ons baie vir familie en vir vriende wat COVID opgedoen het. Sommige mense herstel en getuig na die tyd oor God se genesing in hulle lewens. Maar daar is ook ongelukkige families wat nie dieselfde kan sê nie. Hulle het hulle geliefdes aan die dood afgestaan. Wanneer hulle dan vra waarom God hulle nie gehoor en gehelp het nie, dan sukkel ons om 'n finale antwoord daarop te gee. Vanuit die Markus Evangelie, wat ons vanoggend en verlede week na gekyk het, wil ons vanoggend doodgewoon net saam met mekaar getuig. Gelowiges leef onder die belofte van opwekking uit die dood, van genesing. En as dit nie in hierdie kant van die graf is nie, dan beslis aan die ander kant daarvan. Jesus se opwekking is die bewys en die belofte daarvan. En daarmee kan ek en jy mekaar troos en mekaar bemoedig. Jesus is koning, hy heers, en ons kan saam met hom as diensknegte lewe. Amen. U Here is die ewige God. U gee die vermoeides krag.
U versterk die wat nie meer kan nie. Ons wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Ons sal vlieg met arensvlerke. Ons sal hardloop en nie moeg word nie. Ons sal loop en nie afgemat raak nie. Amen. Liewe vriende, gaan met vreugde hier vandaan weg. Gaan met moed weg. Julle sal vlieg met arensvlerke. Julle sal hardloop en nie moeg word nie. Julle sal loop en nie afgemat raak nie. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag jy dit 'n vreugde vind om die Here te dien deur jou medemens te dien. Totsiens.